Geliefdes, my broers en my susters, Woensdag aand is 'n boodskap as julle sal onthou, het ek met u gepraat oor name dropping en die ding dat 'n mens 'n naam kan gebruik van iemand om sekere invloed te probeer verwerk. Byvoorbeeld, mense in die gemeente kan byvoorbeeld doen en vir mekaar sê ons gaan 'n so en so maak, en dan net om seker te maak, almal glo jou en almal staan by jou of almal gaan nou doen, dan sê maar pastoor het so gesê. Pastoor het so gesê het of nie gesê het nie, dis 'n beter, maar dis net ons praat van name dropping. En toe ons sê, Jesus het vir ons gesê, ons het die reg om sy naam te gebruik wanneer ons na die Vader gaan. Want hy sê, alles wat julle in my naam vra. So, ons het die reg om voor God die Vader te kom en soos ek sê, name dropping te doen en dan vir God te vra asof dit Jesus self is wat vra. Nou ek wil bietjie voortbou op dit, want ek wil praat oor 'n naam wat 'n verskil maak. 'n Naam wat 'n radikale verskil maak in 'n mens se lewe. En dis Spreuke 18 vers 10. Spreuke 18 vers 10, as jy net so toe wil blaai. Die ou vertaling kom en hy sê, die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige, dis die mense wat in 'n lewende verhouding met Jesus Christus is. Hulle vlug daarheen. Gebruik sy naam om hulle te beskerm. Die Amplified Bible sê, the name of the Lord is a strong tower. The consistently righteous man. So hy praat van 'n mens wat voortdurend in die lewende verhouding met die Here is. Upright and in right standing with God, runs into it and is safe, high above evil and strong. Ongelooflik mooi wat hy sê. As ons vandag in die lewe wat ons is, die woordjie toring hoor, dink ek die meeste van ons dink aan 'n selfoontoring. Dis wat die meeste van ons ken. Bitter min mense weet eintlik van presies wat se toring hy hier praat. En ons dink baie keer aan 'n selfoontoring en wil ons partykeer sê, okay, maar hoe is jy veilig by 'n selfoontoring? Maar die Bybel is geskryf in 'n tydperk waar selfone nog nie daar was nie. Telefoonlyne nie eens morsekode het bestaan nie, hulle het maar nog met die bukstokkie of hulle het 'n ou met 'n sak gestuur met 'n brief in op die perd om briewe af te lewer. So dit is nie soos wat ons dit vandag ken nie. Maar in daardie tyd was daar ook nie hierdie massiewe gevorderde wapentuig wat 'n mens vandag het nie. Ek sê baie keer as ek 'n oudtydse flieks kyk van ridders wat so met die swaarde veg en die goed, dan dink ek, wat sou nou gebeur het as hulle nou een van hierdie Amerikaanse smartbomme het wat daar deur 'n diep bunker kan gaan, wat bly van die arme siele oor wat met 'n swaard en 'n spies gekom het, nee. Maar die gedagte in die Bybelse konteks is, hy praat van 'n plek wat soos 'n fort is, en wat torings het, hulle kastele wat hulle gehad het mure gehad, weet hulle mos daai plekkies gehad waar die ouens nou kan staan en skiet, en gewoonlik het 'n kasteel ook op sy 4 hoeke 'n ding gehad wat 'n toring was. Nou die toring was baie hoër as die res van die gebou. Hy het soeke gaatjies gehad wat hulle met die pyle hoog kon uitskiet, en hy het net een ingang gehad wat na die hele ding toe lei. En dit was dan om dit veilig te hou, so al die soldate staan dan in die gang aan die binnekant van die toring. As iemand sou wou deurbreek, dan kan hulle afweer. So iemand wat dan hardloop en gaan wegkruip in daardie deel van die fort is besonder veilig. En dan kom die skrif en hy vergelyk die naam van die Here met hierdie veilige vesting. 'n plek waarheen mens, wanneer jy bedreig word, kan heen gaan en kan vlug en jy weet, veilig kan wees by, veilig kan voel by. So, die gedagte van die Bybelskrywer hier is, met ander woorde, dat ek en jy as mens, in al die uitdagings waarmee ons te doen kry, en al die dinge wat ons beleef, negatiewe dinge wat ons bedreig, dinge wat, jy weet, ons van ons vrede wil beroof, dinge wat dit wil laat maak dat ons swaar kry, siekte toestande, finansiële probleme,
huislike probleme, werksprobleme, elke ding wat daar is, beveel hy vir ons aan, in jou situasie, waar hierdie kwaad, hierdie negatiewe jou bedreig, jou wil onderkry, wil, jy weet, soort van die mat onder jou uitdruk. As jy die naam van die Here uitroep, is dit asof jy vir hierdie ding wat jou bedreig, hierdie ding wat jy wil aanval, asof jy weghardloop daarvoor en gaan skuil, gaan wegkruip in hierdie veilige toon. Ongelooflik. Die naam van die Here is 'n sterk toren. En mense, hy praat van regverdiges, onthou wat ons gesê het, regverdig beteken in die regte verhouding met God leef. So met ander woorde, jy het iewerster in jou lewe besef, is 'n sondaar, en daar's niks wat jy kan doen, jou goeie werke, al die mooi dinge wat jy doen, kan jou nie red nie. Maar Jesus Christus het gesterf vir jou, en jy het jou sonde vir hom bely, en jy het Jesus Christus aangeneem. En nou sê die Bybel dan net 'n keer, die reg om kind van God genoem te word, anders ek regverdig, ek leef in 'n verhouding met die Here. En dit is in sulke dinge, dat ons eintlik die naam van die Here kan aanroep. En dan veilig wees. Die ander prentjie wat by my ook opkom in dit, omdat ons kinders van die Here is, dan dink ek aan toe my kinders klein was, en as klein Ashton, as daar iets gebeur en hy skrik vir iets, dan hardloop hy of na sy pa toe, of as oupa daar is, as hy vir oupa roep, so 'n klein gilletjie gee, en dan na oupa toe hardloop, want as hy by sy pa of sy oupa is, of selfs sy ma is, of ouma is, dan voel hy veilig. En dis eintlik die prent wat Salomo hier in Spreuke bring. Hy sê, as jy die Here se naam aanroep, as jy uitroep, Here, God Vader, Jesus, dis daai oomblik wat jy gaan wegkruip. Daai oomblik wat jy, soos die kleintjie, kom in hardloop en dan val hy jou hier om die bene, of jy gaan kruip, jy buk op jou hurke, en jy vat hom, en jy beskerm hom. Weet jy, ek het so baie getuienis al gehoor, en dieselfde ding in my eie lewe ervaar, dat jy partykeer in 'n situasie sit, waar geweldige gevaar dreig, en daar's nie tyd om 'n lang, mooi gebed uit te dink en te bid nie. Al wat jy doen is, Here help. Here help. Het jy dit nog gedoen? Partykeer as jy op die pad is, en motors gaan verby mekaar, en skielik is jy besig, en is 'n ou hier op jou, en jy weet nie wat nie, en jy roep, Here help, en skielik is dit net asof die karre net in 'n koers, dit het meer as 1 keer al in my lewe gebeur. Tye wat 'n mens bedreig word, en al wat jy kan doen, jy kry nie kans om mooi te gaan, en 'n mooi gebedjie te bid, en mooi te polish, en al die goed nie. Al wat jy uitkry is, die oomblik daardie, Jesus help, Here help. En die oomblik toe jy dit doen, toe bevind jy jouself veilig. Amen. Toe bevind jy jouself beskut en beskerm. En dis die gedagte wat hy het, die naam van die Here is 'n sterk toren, die regverdige vlug daarheen en vind skuiling. In elke situasie wat jy is, mense wat siek is, ek dink aan Pastor Haman, die tyd toe hy in die hospitaal was so baie siek was, en eintlik het die mediese personeel nie gedink hy sou dit maak. En hy vertel hoe dat terwyl hy so dodelik siek was, het hy net gesê, Here help my. En die Here het hom aangeraak, en die Here het hom gesond gemaak. En hy gaan aan en hy leef. Want jy sien, die oomblik as jy die naam van die Here uitroep, as jy die naam van Jesus uitroep, gebeur bonatuurlike dinge. Want dit is in sy naam wat ons God die Vader dinge vra. Dit is in sy naam wat ons vir siekes bid. Dit is in sy naam wat, jy weet, jy rondom elke situasie wat daar opkom, bid en verroep. As jy kyk na die boek Handelinge, is eintlik 'n ongelooflike mooi boek, wat vir ons vertel van die eerste deel van die kerk, wat ons nou vandag sal sê, kerk bestaan, hoe die Nuwe Testament ontwikkel het, en kerk wees soos wat ons dit vandag het, eintlik uit dit uitgegroei het.
En dan sien jy, hoeveel gevalle die vroeë kerk, die mense van die vroeë kerk, die volgelinge van Jesus Christus, nie net alleen sy disippels, of toe nou later die apostels nie, maar alle mense, ons lees dit, ons lees van mense wat nie eers groot titels gehad het nie, ons lees van Lydia die purperverkoopster, ons lees van allerhande ander mense, wat maar net op die naam genoem word, hulle het nie 'n verskriklike titel, nou sy apostel of biskop of wat ouderling of diaken of wat nie, dis maar net, sal ek sê, is maar net Tobias. En dan sê jy, hoe dat hulle die naam van die Here aangeroep het. En die oomblik as hulle die naam van die Here aangeroep het, oor 'n situasie, het die situasie verander. Dit is vir my ongelooflik om te sien hoe dat die mense in die Nuwe Testament net bloot die naam van die Here proklameer, oor 'n ding wat hulle bedreig, en dan is hulle veilig. Amen. Dis nie altyd, jy sê, kan ek sê, die bonatuurlike dinge wat God doen, is nie goed wat jy altyd met 'n rasionele denke kan verklaar nie. Dis waar. Want anders sou dit nie geloof nodig gehad het nie. As dit iets was wat jy kon doen uit jou eie kennis en uit jou eie ervaring en kundigheid, dan is dit nie 'n wonderwerk. Is dit nie so nie? As dit iets is wat jy nou verstaan en weet hoe dinge werk, dan is dit nie 'n wonderwerk nie. 'n Wonderwerk is as jy niks kan doen nie en jy weet ook nie wat om te doen nie en iets almagtigs gebeur. In Filippense 2 vers 9 lees ons, hy sê, daarom het God hom, en hy praat van Jesus, ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Amen. Dis die naam van Jesus. Die eerste deel lees jy hoe dat Jesus gehoorsaam was aan die Vader, gestalte van 'n mens gekom en dit nie roof geag om mens te word nie, en die rol te kom vervul om te sterf aan die kruis nie. En omdat hy gehoorsaam was, het hy 'n naam waar geen ander naam gelyk kan aan wees nie. En in sy naam word siekes gesond. In sy naam gaan die skatkamers van die hemel oop en voorsien die Here bonatuurlik. In sy naam verander mense se omstandighede. In sy naam verander dinge in die wêreld rondom ons as ons sy naam aanroep. Want die naam van die Here staan bo elke ander naam uit. Daar's geen ander naam, nie die naam Boeddha of Allah of Mohammed of wieever. Sy naam het dieselfde gesag en krag as die naam van Jesus. Amen. Hy het 'n naam bo elke ander naam. Sy naam is Jesus. En al wat ek en jy doen is, ons kom na God die Vader en ons roep die naam van Jesus aan en dinge verander. Jy sien, want die rede daarvoor is, hy het 'n naam bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Luister, dis ongelooflik. Ek wil vir julle sê, alles, elke knie sal buig. En ek interpreteer dit so. As hy verkeerd is, verskoon my. Maar ek is oortuig in my hart, dat elke probleem wat ek in my lewe teekom, moet ook sy knie buig en erken dat Jesus die Here is. Amen. Yes. Elke stukkie stryd wat ek in my lewe deurmaak, moet ook die knie buig en erken dat Jesus dit oorwin het, dat Jesus die Here is. Ek glo dit met my hele hart. Wat ook al daar is, wat jy in jou lewe dra vanmôre as 'n bekommernis, as 'n stryd of as 'n probleem. Ek dink, daar is soveel van die wat ja, jy weet, ek dink eintlik is die storie van maskers nou 'n redelike goeie prentjie. Want die meeste van die tyd sit ons met maskers op en ons gee voor, dit gaan so goed met ons. Maar intussen het ons stryd in ons lewens. Nou broer, suster, as jy die masker afhaal en wys wie jy regtig is met jou stryd en jou probleme wat jy het, daardie stryd, daardie probleem, moet ek nie buig en erken dat Jesus hom verslaan het. En dan moet hy weggaan. Hy is opgelos. Dit moet verander word, want Jesus se naam is bo elke ander naam. Want die naam van Jesus wat bo elke naam is daar geen ander naam wat dieselfde autoriteit en gesag het
Ons sien dit reeds ook in die Nuwe Testamentiese kerk. Petrus en Johannes, wat by die skone poort kom, ander kere wat ons sien, en dan hoor ons en ons lees, hoe dat hulle duiwels uitdryf, net bloot deur die naam van die Here te gebruik, en asseblief, ek is nie wat 'n duiwel agter elke bossie sien, maar ek wil vir julle sê, dat wanneer dit op een of ander manier hulle pad langs gekom het, het hulle in die naam van Jesus 'n proklamasie gemaak. Paulus, sal julle onthou die vrou wat hy agter hom aangehardloop het, en gesê het, hy is 'n man van God, hy is 'n man van God. En hy bestraf die waarskynlike geesenaar, en hy gaan uit, in die naam van Jesus, het dit krag gehad, jy sien, daar's nie 'n ander naam wat dieselfde gesag en autoriteit het nie. En ons het vroeër daaroor gepraat, oor die reg wat ons het, om die naam van Jesus te kan gebruik, enige tyd, wanneer en waar ons ook al bevind, ons kan God die Vader nader in die naam van Jesus. En ek wil jou ook sê, kan ek so sê, daar is geen ander naam wat soveel vrees en haat laat voorkom as die naam van Jesus. Amen. Dis die waarheid. Daar is geen ander naam wat soveel vrees bring in die wêreldruim, die sfeer, die realm van die bose as die naam van Jesus. Amen. Want elke duiwel en elke demoon weet. Maar ek wil jou ook sê, daar is geen naam wat amper deesdae meer gehaat is as die naam van Jesus nie. Gaan kyk in die wêreld rondom ons, hoe vinnig en vernietig en vol haat mense kan wees as ons van Jesus sou praat. Maar dit maak nie saak nie. Al dit mense en al gebeur wat, die naam van Jesus is 'n sterk toring, en mense gaan gou genoeg, as hulle diep genoeg in die moeilikheid is, snaaks genoeg, dan kan hulle wat so eintlik die naam van die Here gehad het op 'n tyd, sy naam aanroep. Broers en susters, elkeen van ons wat hier is, het ons self tog al iewers in moeilike situasies bevind. En die moeilike situasie waarin jy jouself bevind het, kan dikwels ook nie eintlik as enigiets anders as 'n aanslag van die bose in jou lewe beskryf word nie. Dit wat jy, die stryd en die probleme wat jy deurgaan, daar's nie noodwendig 'n verklaring daarvoor nie. Jy weet, as jy stryd en probleme het met die kar wat langs die pad gaan staan, is dat nie teen 'n goeie oorsaak, sê die radkas het opgepak of die engine het gesies, so daar's 'n rede voor, maar daar's dinge baie keer in jou lewe wat gebeur, wat jy nie 'n verduideliking voor het nie. There's no explanation. En dis dikwels 'n aanslag van die vyand teen jou. En onthou nou, asseblief, dis nie elke bos het 'n duiwel nie. Ek sien daai ouens die video maak alweer die rond is, wat maak jou huis skoon. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van wanneer 'n mens in jou hart beleef, dis 'n aanslag van die bose. En dit is juist in sulke situasies waar daar vir jou geen ander opsie oorbly as om die naam van die Here uit te roep. Amen. Dit is dan wanneer ek en jy beleef dat die naam van die Here vir jou en my 'n veilige heenkome bied. Hoor my, 'n veilige heenkome wat sê, alles my situasie nog nie volkome uitgesorteer, of al is die bedreiging hoe werklik. Maar omdat ek die Here aangeroep het, het ek vrede in my hart. Ek beleef die vrede van die Here. Ek het nie antwoorde, ek het nie oplossings nie, maar omdat ek die Here se naam aangeroep het oor my situasie, het ek vrede, want ek weet, God is in beheer, en die Here sal vir ons 'n veilige heenkome gee. Amen. My broers, my susters, die vraag is, wat is daar wat in jou lewe is wat jou vandag bedreig? Dink bietjie. Wat is die dinge wat in jou lewe is, wat heeltyd in jou hart en in jou gemoed woel? Wat jou ontstel, wat jou van jou vrede beroof? Wat 'n probleem het jy? Klim daarin dink. Wat is daar wat jou bedreig? Is dit 'n gesondheidsprobleem? Is dit 'n werksprobleem? Finansiële probleem? Huweliksprobleem?
Wat is jou probleem? Wat is daar in jou lewe en in jou omstandighede, wat as jy dit kon regkry vanmôre, dat jy sou wou van veilig wou kon gaan wegkry. Watter stryd, watter probleem is daar, wat jy vanmôre in jou hart voel, as jy daarvoor wou kon wegkry, sou jy wou wegkry en veilig wees en beskik wees, jy sou in daai fort en daai toring wou wees. Wat is die goed, wat jou snags laat wakker lê? Wat is daar die bekommernis wat jy so in jou hart dra? Al sê dit nie eens vir jou man of jou vrou nie. Dis net hier in jou hart. Ek wil nog iets verklaar, nog iets sê. Weet jy, vir die Here is daar nie groot en klein probleme. Amen. En baie keer dan dink ons, ag my probleem is nie so 'n major issue nie. Ag so ek hoef nou nie so baie daaroor te doen. Weet jy, die Here wil vir jou vrede gee, wil vir jou skuiling bied, of dit 'n klein probleem is of dit 'n groot probleem is. Daar's nie 'n verskil by die Here. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Daar's nie klein of groot dinge wat jou bedreig nie. Enige iets wat jou bedreig, wil die Here jou van bewaar en veilig hê. En dis wat ek vanmôre wil hê. Jy moet veiligheid vind. Skuilplek vind in die naam van die Here. Amen. As 'n liedjie wat is mooi, ek weet nie of jy hom ken nie, kort woordjie. You are my hiding place. Dis 'n ongelooflike mooi liedjie, mooi woorde, maar hy sê die Here is my skuilplek, hy is my wegkruip. Amen. Maar partykeer is dinge net te erg en wil 'n mens net iewers gaan wegkruip. En die groot ding is, jy kan in die Here gaan skuiling vind. Amen. Bely vanmôre. Kom, verklaar vanoggend in jou eie lewe dat dit waardeur jy gaan so oorweldigend is en dat daardie ding wat jou vanmôre so pla, ek wil proklameer dit, verklaar vanmôre dat die ding wat jou kwel, moet vanmôre sy knie buig voor Jesus. Yes, amen. Wat is jou probleem? Wat is jou worry? Wat is dit wat jou ontstel? Wat is dit wat jou vrede van jou wegneem? Jy moet vanmôre hierdie woord gryp en jy moet die naam van die Here daaroor proklameer en sê in die naam van die Here. En as jy dit doen, sê die woord, is gaan jy skuiling vind, jy gaan veilig wees. Ek het so 2 teksies waarmee ek net wil afsluit. Kom al twee uit Filippense 4 vers 6 en 7. Hy sê die volgende: Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Amen. Ons nou net so pauze hier dan. Alles. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles. Dan gaan ek sluit wees. Net so 'n bietjie om te kyk of julle lewe. Dan net dan nie praat oor waar gaan jy sigarette gekoop kry. Ja, begeertes in alles. Hoe moet jy dit? Bid daaroor. Roep die Here se naam aan. Sê Here. Petrus en Johannes, toe hulle by die skone poort kom, dis daar 'n bedelaar wat van kunsbeen af krepeel was. En die man hou sy hand uit soos 'n bedelaar wat uitloop en hy kyk hierdie twee ouens in die oog soos wat hy maar altyd loop. Hierdie ouens sal nou 'n geldsakkie oopmaak en 'n munt of wat ingooi, want hy is sy lewe lank gewoond om te bedel. En Petrus sê, hoorie, silwer en goud het ek nie, maar wat ons het, in die naam van Jesus, staan op en loop. En Petrus gryp hom en hy staan op en hy loop. Hy hardloop in die tempel en hy dans voor die mense van opgewondenheid in die kerk. Dis al seker nog met 'n tug ook ou in die uitgedans in die kerk. Nee, weet jy, hy was opgewonde want in die naam van die Here het dit 'n verskil gemaak. So moet jy vanmôre, wat ook al jou situasie is, gesondheid, finansies, huwelik, hoorie wat dit is, werk, wat ook al, ek wil hê jy moet dit voor die Here bekend maak.
Dan sluit ek af met vers 7, wat hy sê. Want dis wat van my die storie heeltemal afsluit, want ek het weggekruip in hierdie toring. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Die oomblik as jy Jesus se naam uitroep oor jou omstandighede, gebeur daar iets. Amen. En die vrede van die Here kom in jou, want skielik al lyk dinge nog nie noodwendig anders nie, weet jy, die Here is in beheer. Ek het onlangs vir 'n persoon gebid, ek het dit baie swaar op my hart gehad, eendag, om vir 'n persoon te bid. En dit was vir my 'n verskriklike swaar druk op my hart. En ek bid en ek bid en ek bid. En later aan het ek net in my gees ervaar, die deurbraak kom, ek kan nou ophou bid. Die Here het my gehoor, dat het verander. En van daardie oomblik af, die ding het my baie ontstel oor die persoon. Dit was iets wat in die persoon se lewe gekom het, en ek het soveel empatie gehad met die persoon. En toe ervaar ek het 'n deurbraak in gebed. En skielik is daar vrede in my hart. Ek wil hê, ons moet nou luister. Die wat op die WhatsApp groep is, ek het die liedjie deurgegee vir julle. Maar kom ons luister vanmôre na hom. En ek wil hê, terwyl ons na die liedjie luister, spreek die naam van Jesus oor jou situasie. Ervaar oorwinning nou. Ja, die dan kom. Die ander is goed as te staan. I just want to speak the name of Jesus. As hy te ver, nie daar wees nie, want ek het baie verder wat ek met myne werk. Over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus.
Jesus from the mountains, Yes. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is break every stronghold, shine through the shadows, burn up the fire. Your name is power, your name is healing, your name is break every stronghold, shine through the shadows, burn up the I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within His presence. I speak Jesus. Hemelse Vader, oor elkeen van my broers en my susters se situasie vanmôre, ons spreek die naam van Jesus uit. Want wat ons ook al vra in Jesus naam, het die woord beloof sal ons ontvang. Vader, skat uit die hemel vir elkeen wat dit nodig het. Genesing vir die wat genesing nodig het. Heerlikheid vir die wat heerlikheid verlang. Maar Here, net meer van U. Dis al wat ons begeer. Dankie dat U ons omstandighede verander. Dankie dat U heerlikheid ons lewens verander vanmôre. Dankie dat elkeen wat hier uitstap, die vrede van die Here in hulle harte het. Want hulle weet, Here, U is betrokke. Herinner hulle deur U Gees in hierdie week en hulle lewe vorentoe, wanneer hulle in moeilike situasies is, dat hulle maar net die naam van Jesus kan uitroep. Just speak the name of Jesus. Amen. Ek dank U daarvoor. Amen.